Goeiemôre, dit is Sondag die 25ste Januarie. Baie welkom by die diens van die NG Gemeente Skotbere. Mag jy vanoggend saam met ons God se nabyheid, ja, sy teenwoordigheid, sy daar wees in jou lewe beleef. Ons tema vanoggend is God se belofte van bediening, en ons kyk na Psalm 27 en 1 Korintiërs 10. Voordat ons begin, kom ons word rustig. Kom ons weet dat God teenwoordig is. Ja, hy is die God wat daar is waar sy kinders is, wat oral in die wêreld en in heelal teenwoordig is. Daar is nêrens waar ons sonder God se teenwoordigheid kan wees nie. Dankie Here dat ons na die wêreld om ons kan kyk, die skepping, die hemel, die aarde, mense, en besef dat U teenwoordig is. Mag ons vanoggend in besonder U liefde en nabyheid beleef. Ja, Here, maak ons ore oop, ons harte, om te hoor, om te glo, om te doen. Amen. Het is my voorreg om jou te groet namens God en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Ons gesels vanoggend oor God se belofte van bediening. En dan is daar 'n manier dat ons mekaar kan dien of mekaar kan bedien. Wat doen ons in die wêreld? Dien ons mense of bedien ons hulle met God se woord en God se liefde? God in hierdie nuwe jaar wil vir ons ook toerus, wil vir ons krag gee om te kan leef. En ons gaan vanoggend na bediening kyk van Psalm 27 en 1 Korintiërs 1 se kant af. Ware bediening is om 'n karakter te hê van 'n hart wat dien. 'n hart wat omgee en daar is vir mense. Ons gaan in Psalm 27 hoor, waar die psalmdigter sê, ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien. En dan sê die psalmdigter, ek is hier om U te dien, Here. Ons moet dit ook doen. Ons moet ook bereid wees om God te dien deur ander mense te bedien. Moeder Teresa het dit mooi gesê, laat die Jesus in my, die Jesus in jou dien. En dit gaan nie oor die hoeveelheid mense wat ons dien nie. Ons diens in die wêreld gaan nie oor hoeveel mense nie. Dit gaan uiteindelik oor hoe ons hulle aanraak. Op 'n stadium het Greg Mortensen 'n boek geskryf, The Three Cups of Tea. En hy vertel van die Balti mense in Baltisan, waar hy betrokke geraak het. En dan sê hy hier in 1993, een van die wêreld se hoogste plekke naas Everest, waar hy gaan klim, die berg K2, en hy sê hy het die berg gaan klim op die grens van China en Pakistan, en dan uiteindelik so 600 meter van die kruin af, van K2, dan kan hy nie meer nie. Stort hy in een. En hy sê uiteindelik was dit die Balti mense van die omgewing wat hom gered het, wat vir hom versorg het, en weer reg gekry het, dat hy kon terug gaan huis toe, en dan besluit hy wil 'n verskil maak vir hulle. En hy wil 'n skool daar gaan bou, want dit was maar 'n eenvoudige arm omgewingkie dorpie waar hulle hom gehou het. En dan sê hy skryf in sy boek, hy sê, hy het 'n baie langer huis toe gaan Amerika toe, en dan keer hy terug na die dorpie Korpie, was die plek se naam, en daar wil hy die eerste skool gebou het. En hy sê, maar dit het hom verskriklik gefrustreer, hoe stadig hulle gebou het. Niks het vinnig gevorder nie. Soveel so dat hy uiteindelik as bestuurder hierdie bouprojek oorgeneem het. En hy sê, elke oggend was hy eerste dag, elke aand het hy laaste geloop. Hy het alles gemeet, dat het 100% reg is, kyk, dat alles reguit en regop gebou is, waterpas is, met 'n notaboek presies tred gehou van alles wat gespandeer word. Maar hy sê, die gebouery was frustrerend stil, stadig. Het wou net nie vorder nie. En dan op 'n stadium kom die leier van die dorpie na hom toe, Haji Ali. En hy sê vir hom, hy wil vra hom, kan hy 'n guns vir hom doen? En Mortensen sê, wel, enige iets sal hy vir hom doen. Hy moet net vra wat was die guns. En dan kom Haji Ali by hom en hy sit sy waterpas neer en hy sit die noteboek neer en hy sê vir Mortensen, kom saam met my, sit, jy maak jou mond toe, jy maak almal mal. Hy sê, dan gaan sit hy saam met hierdie
dorpsleier Haji Ali in sy huis, en sy vrou maak vir hulle tee, en dan sê Haji Ali vir hom, hy sê vir hom, as jy wil oorleef in Baltistan, dan moet jy doen soos wat ons doen. Dan moet jy ons manier van lewe respekteer. Die eerste keer wat jy by iemand sit en saam met hulle tee drink, is jy 'n vreemdeling. Die tweede keer wat jy saam met hulle sit en tee drink, is jy 'n gas. Die derde keer wat jy saam met hulle tee drink, word jy familie. En vir familie sal mense enigiets doen, ja, selfs hulle lewe gee. En dan sit hy sy hand in syne en hy sê vir hom, Dr. Mortensen, jy moet tyd maak om tee te gaan drink saam met die mense. Ons is dalk nie baie geleerd nie skole nie. Ons het al baie lank hier oorleef. En dan sê Greg Mortensen, hy sê, daai dag het hy iets besonders geleer. Ons dink partykeer, ons kan met vinnig doen die wêreld wen. Ons kan partykeer met 'n 30 minute power lunch alles reg kry. Ons wil partykeer goed te vinnig doen. Maar daar het hy besef, mens moet tyd spandeer saam met mense, verhoudings bou. En dan vertel Mortensen, hy sê 3 weke later, nadat hy afgedank is as bestuurder en uiteindelik of voorman en net 'n toeskouer geword het die skool se mure baie vinniger gebou is wat hulle nog ooit voorheen, en die dak is skielik gebou en skielik het alles gevorder. Hy het ontdek, om te dien, vra dat ons partykeer moet rustig word by mense. By mense gaan sit, saam met mense gaan lewe. Disippelskap is 'n styl, bediening is 'n styl, dis nie net 'n posisie van mag in die wêreld nie. Laat die Jesus in my, die Jesus in jou dien. Hulle sê die grootste afstand in die heelal is nie tussen die weerskante van die sonnestelsel of sterrestelsels nie. Is die afstand tussen die hart en die verstand. Sit almal gou jou hand op jou kop. Skuif jou hand af na jou hart. Dis die grootste afstand, sê hulle, in die heelal. En die ding wat dit verbind, is jou hand. Om te gaan dien, is die manier hoe ons mekaar bedien in die wêreld. Psalm 27 van Dawid. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, ja, vir wie sal ek bang wees? Een ding het ek van die Here gevra en ek sal dit bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in die skuiling op die dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op die rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my, en ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil vir die Here sing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart echo u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie voor my verberg nie, want die diensknegt nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie nou verstoot of verlaat nie. God wat my red. Ons lees ook 1 Korintiërs 10, of 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 18. Ek pleit by julle broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees. Daar gaan nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en oortuiging. My broers, ek is deur klose mense ingelig, dat daar twis onder julle is. Wat ek bedoel, is dat een van julle sê, ek is van Paulus, of ek is Apollos, of ek is van Stefas, of ek is van Christus. Is Christus dan verdeel? Paulus is tog nie gekruisig nie. Is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat hy afgesien van Crispus en Gaius, ek nie een van julle gedoop het nie. Sodat niemand nou kan sê, jy is in my naam gedoop nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder nie enigiemand anders nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met die wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is dwaasheid vir diegene wat verlore gaan,
maar die wat gered word, verlos word, is dit die krag van God. In Psalm 27 lees ons dat om te kan bedien, moet ons naby aan God wees. Waar ons naby aan God kom, kan ons naby aan mense kom. Ja, daar is plekke waar ons tye in ons lewe wat ons baie keer nader aan God voel as in ander plekke. Ja, baie keer dalk sit ons langs die see, dalk sit ons iewers in die natuur, dalk sit ons iewers op 'n berg. Dalk voel ons in 'n kerk nader aan God as op ander plekke. Maar dit is belangrik dat ons vir God sal opsoek, nie net die plekke nie. Dat ons sal onthou dat God oral is. Ja, op party plekke ervaar ons hom meer as op ander plekke, maar dit maak nie dat sy teenwoordigheid minder is op ander plekke nie. Die wêreld waarin ons leef, ons besige leefstyl, maak dat ons God nie altyd ervaar nie. Dat ons nie altyd bewus is van God nie. God is nie stil nie. God is nie weg nie. Ons moet net leer om hom raak te sien in ons lewe. En wanneer ons hom raak sien, wanneer ons hom beleef, wanneer ons in sy teenwoordigheid leef, dan kan ons 'n verskil gaan maak in die wêreld. Wat dit vra is dat ons baie keer sal rustiger word in onsself. In ons besige dag sal tyd maak om God te beleef, God te ervaar en dan daarvan af mekaar te kan bedien. Dorothy Bash vertel dat sy vir haar kinders altyd gevra het voor hulle gaan slaap, nie wat het jy vandag gedoen nie, of hoe was jou dag nie. Sy het gevra, waar het jy God vandag beleef? En dan sou die kinders baie keer gesê het, sommer net in 'n juffrou wat gaaf was, of iets wat hulle gesien het, bloeisels in 'n boom, dalk 'n maatjie wat vriendelik was met hulle, of wat hulle kon troos. En so het sy ook vertel van hoe sy God beleef het. En sy sê, dis daar waar hulle as gesin, sy en haar kinders mekaar bedien het, met God se nabyheid en God se teenwoordigheid. Want is wanneer ek God beleef, wanneer ek God naby ervaar, dat ek ander mense ook God in my en deur my kan laat ervaar. Ons moet bid dat God vir ons help om hom te beleef as naby ons, dat ons ook vir mekaar hierdie nabyheid van God kan laat beleef. Om mekaar regtig te bedien met Christus, moet ons gevul wees met Christus, wat naby ons is. Moet ons ook soos hierdie psalmdigter plekke beleef, tye beleef, waar God naby ons is en ons dra en krag gee. Dit is deur die swaar en die seer van die lewe, deur die lekker van die lewe. In 1 Korintiërs 1 vers 10, wil Paulus baie sterk vir die gemeente sê, fokus op Christus. Kom ons doen gou 'n ding saam. Kom ons sê almal gou saam ons naam hardop. Ek gaan tot by 3 tel, dan sê julle elkeen julle naam. 1, 2, 3. Nou gaan ons almal ons adresse sê. Op 3. 1, 2, 3. Nou gaan ons almal sê Jesus. 1, 2, 3. As ons saam ons name uitroep, is dit chaos. En ons adresse, want almal sin is verskillend. As ons saam Jesus sê, dan is daar harmonie, dan is daar eenheid, dan klink dit sonvol en dieselfde. Daarom as ons bedien, moet ons onthou, dit gaan oor Jesus Christus. Wanneer ek mense bedien, gaan dit oor God, nie oor myself nie, nie oor iemand anders nie. Dit gaan oor Jesus Christus. In vers 10 sê Paulus, ek pleit by julle broers, in die naam van Jesus, dat julle eensstemmig sal wees, dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie. Dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Ons eenheid, ons saam wees, ons by mekaar wees, is as gevolg van Jesus Christus. Dis wat vir ons sin en hoop gee in die lewe. As ons mekaar wil bedien ons mekaar vanuit dieselfde punt en dieselfde oortuiging, dat ons fokus op Jesus. Dat ons nie fokus op mense nie. Vers 11 en 12 gaan Paulus verder, hy sê, ek stuur klose mense ingerig dat daar twiste is. Party van julle sê ek vir Paulus, ander vir Apollos, ander vir Cephas en ander vir Christus. Ons is nie mense van Dominee Pieter of Dominee Louis of Dominee Eugene of Dominee wat ook al nie. Ons is mense van Jesus Christus. Wanneer ons mekaar bedien ons nie mekaar vanuit NG Gemeente Skotbere of ons bedien nie omdat ons deel is van
hierdie kerk of daai kerk nie. Ons bedien omdat ons kinders is van die lewende God, omdat ons volgelinge is van Jesus Christus. Dat ons ook soos Paulus kan sê, volg my voorbeeld soos ek Christus se voorbeeld volg. Dis waar ons mekaar bedien, wanneer ons saam Christus aanbid, en hy die nommer 1 in ons lewens is. Hy is die een wat vir ons intree. Hy is die een deur wie se liefde ons optree in die wêreld. Ons moet mense wees wat gaan bedien in die wêreld. Wat gaan bedien soos wat Jesus Christus dit gedoen het. Dat ons mekaar sal bedien, dat ons ander mense sal bedien, dat ons dit met liefde en genade sal doen. En ons bediening in die wêreld gaan verskillende forme aanneem, gaan verskillende uitdagings vir ons gee. In Februarie 1984 is daar 'n gevangene in Amerika wat ontsnap, Riley Arsenault. Hy was 25 jaar gefonnis vermoord en hy ontsnap in Tennessee saam met 4 ander gevangenes. En dan, as hy so vlug, kom hy by mense se huis aan, by 'n bejaarde egpaar, Nathan en Louis, en hy breek in en hy het 'n geweer in die hande gekry, en dan dreig hy vir Louis, sy was 73, en haar reaksie was, jong man, ek is 'n Christen vrou en ek glo nie in geweld nie. Sit neer daai geweer en kom hier. En verbasend is Riley gehoorsaam aan Louise. Hy vertel vir Louise dat hy honger en koud is. Sy stuur haar man Nathan om hom te gaan droë klere kry. Sy begin ontbyt maak, dek die tafel, dek vir Riley ook 'n plek. Uiteindelik sit hulle al 3 aan vir tafel, en sy bid. Sy sê vir die Here dankie dat Riley veilig is, en vir die ontbyt. En dan eet hulle ontbyt saam, en dan vra Louise vir Riley uit na sy familie, en hy vertel dat hy nie familie het nie, sy ma is vroeg dood, en sy ouma ook, so daar is niemand wat vir hom omgee nie, hy weet nie of 'n ander familie is nie. En dan vertel sy vir hom, jong man, ek is lief vir jou, en God en Jesus is ook lief vir jou. Ons is lief vir jou, want Jesus het vir jou gesterf en opgestaan. En dan kort daarna daag die polisie op. Bure het gesien dat iets fout is, en hulle het die polisie gebel, en dan is Riley baie bang dat die polisie hom sou doodskiet. Hy's 'n moordenaar wat ontsnap het. Dan gaan Louise eerste uit. En sy vertel vir die polisie dat hy rustig is, en dat hulle gewere moet wegsit, want sy laat ook nie geweld in haar huis toe nie. En uiteindelik gee Riley homself oor, en hy is terug tronk toe, kry wel ekstra paar jaar in die tronk. Die hartseer was die 3 ander wat saam met hom ontsnap is al 3 deur die polisie doodgeskiet. En toe die polisie vir Louise en Nathan vra om 'n klag te lê teen, omdat hulle as gijslaers aangehou, sê hulle nee, hulle het nie seer gekry nie, hulle het lekker ontbyt geëet saam met hom. En dan besoek Louise vir die volgende paar jaar vir Riley in die tronk. Vat vir hom 'n foto, sit hom in haar fotoalbum, en dan met haar hulp word Riley uiteindelik 'n Christen. In 1995 is hy vrygelaat, en in 1998, toe Louise oorlede is, praat hy op haar begrafnis, en hy sê dat sy was werklik 'n Christen. Ja, hy was selfs een van haar kusdraers. Haar kinders het steeds met Riley kontak gehou. Uiteindelik het hy ook by een van haar kinders wat 'n skoolhoof was, 'n skool opgetree en vir die kinders vertel van hoe mense lewe kan verander. Elkeen van ons gaan nie met 'n moordenaar op ons lewenspad te doen kry nie. Maar deur Christus te verkondig, kan ons die wêreld en mense verander. Deur mense te bedien met die liefde van Jesus, kan ons die wêreld waarin ons leef verander. Ja, die chaotiese die mekaar op sy kop wêreld. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U behoort. Dankie dat U ons bedien met liefde en met genade in Jesus Christus. Mag ons altyd naby aan U leef, Here, dat ons U liefde ook kan uitleef en uitdeel na ander mense. Geef vir ons oop oë, oop harte, ja Here, gewillige hande en voete, die regte woorde in ons monde. Mag ons U ken, ja, dat ons U kan deel met ander.
Bring ons naby aan U, Here, dat ons U koninkryk ook sigbaar en voelbaar om ons kan maak. Geef ons die wysheid oor hoe ons dit moet doen, by ons eie huise, met ons kinders, ons huweliksmaats, ons ouers, Here, hoe ons dit moet doen met ons vriende, met ons familie, hoe ons dit moet doen by die skool, hoe ons dit moet doen by die werk, Here, hoe ons dit moet doen as ons rolbal speel of iewers anders op vakansie is, as ons in die winkel is. Ons bid dit ook, Here, vir ons land, vir ons wêreld, soveel onverdraagsaamheid. Mag mense wat U liefde ken, dit leef en vrede bring ook rondom ons. Ons bid vanoggend vir elkeen in ons gemeente wat nood het. Here, ons nood het verskillende vorms. Emosioneel, fisies, siekte, ekonomies, Here, kommer, vrees. Geef ons vrede en vou ons toe in die liefde, dat ons kan getuig van U grootheid. Dankie dat ons kan saam bid en weet U verhoor. U dra, U gee krag. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Amen.